Nou sê die woord, voor my sal elke knie buig. Toe ons kyk nou na die skrifgedeeltes wat sê, ons almal gaan voor die regterstoel van Jahweh of Jesus Christus of Jahwe Almagtig, dis die Vader, verskyn. Romeine 14 vers 10. Romeine 14 vers 10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Jahweh, dis Christus, gestel word. Nou as ek na dit kyk, dan moet jy mos nou vir my sê, prof, nou waarvoor gaan jy aan? Kan jy nie Afrikaans lees nie? Hy sê ons almal gaan voor die regterstoel verskyn of gestel word. Jy sien, dit is juist waar die probleem gekom het. Al die jare het die pastore en predikante 1 of 2 versgedeeltetjies gevat en 'n dogma gebou op dit, 'n preek gelewer. En dan mis hulle 1000 ander skrifte wat vir ons die teenoorgestelde sê. Soos ek wil net iets noem, so ek dink aan die skrifgedeelte, dis eers op die notas wat my opkom, waar hy sê, hy kom soos 'n dief van die nag. Nou 99.999% pastore, predikante, dominees, jy priesters, jy nou, almal preek, hy kom soos 'n dief van die nag. Waar kry hulle dit? 1 Tessalonisense hoofstuk 5. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 begin. Hy sê dat julle weet, hy kom soos 'n dief in die nag. In vers 1. Maar vers 2 of vers 3 sê, broeders, maar julle weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Jy sien, die pastore en die ouens ter wille van hulle godsdienstige teologie en hulle kerke se leerstellinge wat glo hy kom soos 'n dief in die nag. Want die pastoor en die dominee moet dit preek, anders kry hulle nie salaris die einde van die maand nie. Daarom moet hy preek, hy kom soos 'n dief in die nag. Maar hy sê uitdruklik, julle weet broeders, broeders is die bruid van Jahweh of van Jesus Christus. Hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Vir die hoere en die dronkaards en daai ouens, en vir Israel in die groot verdrukking, kom hy soos 'n dief in die nag. Ek noem dit net, dis wanneer daar net een skrifgie gedeelte gebruik word, en dan lees die ouens nie eens die volgende versie of 2 versies verder nie. My studente in my Bybelkollege word geleer, enige skrif wat 'n vraagteken agterlos, lees 10 versies voor dit, 10 versies na dit, of lees die hele hoofstuk voor dit en die hele hoofstuk na dit, dan ervaar jy die omvattendheid van so 'n versgedeelte. Goed, so hy sê, want ons almal gaan voor die regterstoel van Jahweh, dis Jesus Christus, gestel word. Vers 11, want daar is geskrywe, so wragtig as wat ek leef, sê Jahwe Almagtig, dis die Here. Luister wat sê hy sweer. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Hy sweer. Prof, kan jy nie lees nie, daar sweer Jahweh. Want daar is geskrywe, so wragtig as ek leef, dis Jahweh, Jahwe Almagtig, want die 33 sê die Here. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Wanneer ons as bruid van Jahweh tot bekering en wedergeboorte kom, nou vra ek vir jou net die vraag. Buig ons dan nie ons knie reeds voor Jahwe, ons Elohim en Jahweh nie? Wanneer ek as 'n sondaar tot bekering kom, buig ek nie reeds my knie nie? Ek wil die Engelse woord gebruik. Do I not surrender fully unto him? Gee ek nie heeltemal oor nie? Wat is die gedagte van 'n kniebuig? Dis hoe konings vroeër jare erkenning ontvang het van vreemde mense, en vandag nog het hulle daai ding van my Lord, jy weet? Buig. Dit gee erkenning. Maar hierdie wat ons praat van elke knie gaan buig, is by die wit troon oordeel. Nou vra ek net 'n vraag. Nou ons nou die 2 skrifgedeeltes gelees het. Wanneer ons as bruid van Jahweh, Jesus Christus, tot bekering kom en wedergeboorte kom, buig ons op daardie dag dan nie reeds ons knie voor Jahwe en Jahweh nie? Die ongoddelike mense wie nie in 'n bonatuurlike verhouding met Jahwe Almagtig en Jahweh, dis God die Vader en die Seun, gewandel het nie, sal verseker voor 'n regterstoel verskyn. So vir wie is die regterstoel? Dis nie vir die bruid nie.
Die bruid is dan verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, opgeneem in die hemel. 1 Korinte 15:27-58. Ons is reeds deur dit. As ons as bruid weet, reeds dat ons op trone gaan sit en regterstoel as deel van die jury, wie die Satan, die antichrist, die valse profeet en die antichristiese mense gaan veroordeel. As ons dit reeds weet, hoe gaan ek my knie voor Jahwe buig? Ons sit dan op die trone. Ons gaan die jury wees. Anderste kan ek, Prof Hannes, ook nie Afrikaans lees en verstaan nie.